Hallo julle, ek is Tannie Mariana en vandag lees ek 'n storie uit die boek Stories van Hoop, geskryf deur Lisinda Beer en Kari Walt en geïllustreer deur Jarius Senekal. Vandag se storie gaan oor Manie Muur. Manie Muur pak vir hom padkos in. Hy is op pad om vir oupa te gaan kuier. Hy groet almal en is gereed om die pad aan te durf. Pappa wil saamgaan, maar Manie wil niks weet nie. Braaf, sê hy. Ek is mos nou al mooi groot. Ek wil op my eie gaan. Ek is darm al 12 jaar oud. Dit is 'n lang pad na oupa toe. Manie stap ver, opdraand en afdraand. Die stap maak hom moeg en hy stop eers 'n bietjie om te rus en van sy padkos te eet. Met nuwe energie stap hy verder. Hy is so opgewonde. Ek en oupa gaan so lekker saam kuier en aan ouma se brossoetkoekies smaak, dink hy met trillende voelers. Manie stap nog lekker, maar gaan skielik botstil staan. Hy kan nie verder stap nie. Voor hom staan 'n reuse berg die hele pad vol. Die berg is darm baie groter as ek, dink Manie verskrik. Hy moet in die lug opkyk om met meneer Berg te praat. Manie groet in 'n bewerige stemmetjie. Môre meneer. Die berg antwoord nie. Manie probeer weer, hierdie keer harder. Meneer. Meneer Berg antwoord nie. Manie druk versigtig teen meneer Berg met sy maar vingerlid. Skielik bulder 'n skor stem. Wie is daar? Wie druk aan my? Manie skrik groot. Ek is jammer, maar kan u asseblief skuif? Vra hy in 'n huiwerige dun stemmetjie. Meneer Berg frons. En hoekom sal ek nogal skuif? Manie verduidelik vir meneer Berg dat hy na sy oupa toe wil gaan. Meneer Berg wil van niks weet nie. Hy staan dan al sy hele lewe lank op die plek. Manie raak baie moedeloos en kla. Maar hoe gaan ek by my oupa uitkom? Pleitend roep hy. Asseblief, meneer Berg, jy moet skuif. Meneer Berg vererg hom en bronk kwaai. Ek is 'n groot berg. Dit is my plek. Ek sal nie vir 'n ou muurtjie skuif nie. Manie voel so ongelukkig. Moedeloos draai hy om en strompel sleepvoet huis toe. By die huis val hy op sy bed neer. Al waaraan hy kan dink is aan sy oupa. Mismoedig dink hy. Ek gaan nooit weer vir oupa sien nie. Pappa en mamma wonder wat op die aarde aan die gang is met Manie. Hulle het gedink Manie sou 'n rukkie by oupa kuier, maar hy is dan so gou terug. Manie wil niks praat nie. Hy lê net daar. Al waaraan hy kan dink is aan 'n manier om meneer Berg uit die pad te kry. Op 'n dag besluit mamma. Dit is nou genoeg. So kan dit nie aangaan nie. Sy gaan sit langs Manie en rustig sê sy. Manie, wil jy nie maar vir mamma vertel wat gebeur het wat jou so ongelukkig maak nie? Mamma se sagte stem laat Manie regop sit. Hy vertel vir mamma dat hy toe nooit vir oupa gesien het nie. Mamma skrik groot, sy verstaan nie. Benoud vra sy.
Het oupa iets oorgekom? Mani verduidelik vir mamma van meneer Berg en mamma sug van verligting. Maar Mani, Sê mamma, vra vir pappa om jou te help. Mani se gesig helder op. Sal pappa die berg kan skuif? Vra hy, Ek dink nie so nie. antwoord mamma huiwerig. Mani se skouertjies val moedeloos en hy roep uit. Maar dit sal mos nou niks help nie. Mani begin weer dink. Ek sal die berg geskuif moet kry. Dit is die enigste manier hoe ek oupa weer sal sien. Lank probeer Mani sy eie planne maak, maar nie een van sy planne wil uitwerk nie. Uiteindelik besluit hy om vir pappa te luister. Mani is nou gereed om te doen wat pappa sê en saam vertrek die twee om vir oupa te gaan kuier. Die pad is lank. Mani vra heeltyd. Pappa, wat van die berg? Pappa is stil. Hy stap net verder. Toe hulle by die berg kom, sê meneer Berg dadelik nors. Dis alweer die muurtjie wat vir my die berg wil sê om te skuif. Pappa vra vir meneer Berg om verskoning en begin om die berg rustig uit te klim. Mani fluister saggies in pappa se oor. Ons kan dit mos nie doen nie. Die berg is eenvoudig net te groot. Pappa stap net stil verder. Mani trippel agterna om by te hou. Met tye gaan sit Mani. Hy is moeg en wil nie verder nie. Dis dan wat pappa vir Mani help en hom met die hand optrek. Toe Mani sy oë uitvee, het hulle oor die berg gestap. Mani kan sy oë nie glo nie. Hy is so verbaas. Hulle is waarlik oor die berg. Die einde. Iets om oor te dink. Wat kan jy onthou van wanneer jy 'n probleem so groot soos 'n berg gehad het? En wie het jou gehelp? Baie keer dink ons dat die enigste oplossing vir ons probleem is as God dit wegvat. Ons kan ook verwag dat God ons omstandighede moet verander soos ons dit wil hê. Ons wil soos Mani hê dat die probleem wat soos 'n berg is moet verdwyn. Psalm 121 vers 1 en 2 sê, Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Here, dankie dat ek kan weet dat al kom daar probleme op my pad, is ek nie alleen nie. Dankie dat U my sal help daarmee. Help my om te onthou dat geen probleem vir U te groot is nie. Amen. Hierdie storie is vertaal en gelees deur Marianne Lourens. Bestellings vir hierdie boek, Stories van Hoop, is beskikbaar deur e-pos by storiesvanhoop1@gmail.com of skakel 071 364 3218.